Daar's nog een, sy. Goed. Ek sien daar's min huilbronners hier. Baie van u is van buite Heilbron op die plaas of so. Ek weet daar's 'n seinprobleem, maar ons maak 'n opname en ek sal sorg dat die opname ook opgesit word. Ons het natuurlik ook môreoggend ons gebruikelike Bybelstudie, is baie welkom om daarbey in te skakel. Ek hoop julle almal is in goeie gesondheid, het 'n wonderlike aand en ek wil saam met u begin deur 'n gebed te doen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, u gee vir ons reën op die regte tyd en ons kyk terug op hierdie seisoen en wat 'n mooi seisoen het u nie vir ons ook beskik nie. Ons is dankbaar, Here, dat u vir ons in Suid-Afrika sorg en dat u gee dat ons nog in vrede en in vryheid in ons land u kan aanbid. Daar's baie dinge waarvoor ons behoort dankbaar te wees. Ook vir 'n geleentheid soos hierdie om saam met die woord uit te lees en te dink oor die woord is vir ons baie kosbaar. Ons sê vir u dankie daarvoor. Gee dat ons dan ook vanaand weer beleef hoe dat u ons elkeen onderrig, hoe dat u ons leer en hoe dat u ons insig in die woord gee. Ons ken onsself as sondaars en as swak mense en daarom bid ons ook vir u genade. Ons vra dit van u in u seun se naam. Amen. Goed. Nou ja, nou moet ek eers verduidelik. Ek het op 'n spesifieke aanpak vanaand tot hierdie Bybelstudie besluit. Ons moet nou kyk na Paulus in Galasiërs hoofstuk 2. Een van die dinge wat my opval van die gedeelte in Galasiërs 2 wat ons vanaand doen, is dat Paulus kom en hy verkondig regtig die mees fundamentele waarheid. En dit is dat ons geregverdig word deur die geloof. In ander woorde dat God ons red en hy doen dit op grond van sy genade, van sy liefde. En dit is so 'n wonderlike boodskap. En 'n mens sal dink maar die wêreld sal mal wees oor hierdie boodskap. Dit sal die mees sensasionele ding wees wat in die wêreld gebeur. En almal sal dit seker glo. Maar nou is dit so dat dit is blykbaar een van die moeilikste dinge vir mense om te glo. En toe vra ek myself die vraag af, waarom is dit vir mense so moeilik om te glo dat hulle redding is uit genade uit? Dat dit met ander woorde nie iets is wat hulle kan verdien nie. Dat hulle geregverdig word op grond van die werk van die Here Jesus Christus en daardie gawe gee God gratis en verniet vir die wat glo. En hy werk ook nog die geloof in ons. Hoekom glo mense dit? Wat is die probleem? En so ek het, voordat ons nou Paulus gaan lees, wil ek eers vir u vra, lees asseblief saam met my Matteus 20 vers 1 tot 16. Dit is 'n gelykenis wat die Here Jesus vertel, 'n besondere gelykenis. Dis die gelykenis van die mense wat die huisheer op verskillende tye gehuur het. En dan op die ou einde van die dag betaal hy hulle dieselfde bedrag. En ek gaan gou saam met u deur hierdie stuk en dan beloof ek gaan ons na Paulus toe in Galasiërs hoofstuk 2, want ek is so bang, 'n mens lees net daai gedeelte, jy sê, maar ek weet dit, ek ken dit, ek het dit al so baie gehoor, dis nie vir my nuwe inligting nie, maar die gevaar is daar, omdat dit nie vir ons nuwe inligting is nie, glo jy dit, aanvaar jy dit, het jy dit al in jou lewe, jou eie gemaak, het jy dit aangeneem, of is daar nog die een of ander blokkasie by jou, wat maak het jy hoor dit, jy sê dit is wonderlik, maar jy blokkeer dit. En weet jy hoekom blokkeer jy dit? Nou kom ons lees saam, Matteus 20 vers 1.
die Here Jesus vertel, want die koninkryk van die hemele is soos 'n huisheer, wat vroeg in die oggend uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. En nadat hy met die arbeiders ooreengekom het vir 'n penning op 'n dag, stuur hy hulle in sy wingerd. En omtrent die 3de uur gaan hy uit en sien ander ledig op die mark staan. En hy sê vir hulle, gaan julle ook in die wingerd en wat reg is, sal ek aan julle gee, en hulle het gegaan. En weer het hy omtrent die 6de en die 9de uur uitgegaan en net dieselfde gedoen. En omtrent die 11de uur gaan hy uit en vind ander ledig staan en sê vir hulle, wat staan julle die hele dag ledig? Hulle antwoord hom, omdat niemand ons gehuur het nie. Hy sê vir hulle, gaan julle ook in die wingerd en wat reg is, sal julle ontvang. En toe dit aand geword het, sê die heer van die wingerd vir sy opsigter, roep die arbeiders en betaal hulle loon, en begin van die laastes af tot by die eerstes. En die wat omtrent die 11de uur begin het gekom en elkeen 'n penning ontvang. Die eerstes kom toe en dink dat hulle meer sal ontvang, en hulle het ook elkeen 'n penning ontvang. En toe hulle dit ontvang, murmureer hulle by die huisheer en sê, hierdie laastes het 1 uur gewerk, en u het hulle gelykop behandel met ons, wat die las van die dag en die hitte gedra het. Neem dan wat jou, maar hy antwoord en sê vir een van hulle, vriend, ek doen jou geen onreg aan nie, het jy nie met my ooreengekom vir 'n penning nie. Neem dan wat joue is, en gaan heen. Ek wil aan hierdie laaste een gee, net soos aan jou. Of staan dit my nie vry om met my eie goed te maak wat ek wil nie? Of is jou oog verkeerd, omdat ek goed is? So sal die wat laaste is eerste wees, en die wat eerste is laaste, want baie is geroep, maar min uitverkies. Goed, kom ons praat net gou deur hierdie gelykenis, dat ek vir julle wys wat julle alles moet raak sien. So die man wat die wingerd het, gaan die oggend vroeg uit, en dan gaan huur hy mense, en hy kom met hulle ooreen, en die Here Jesus vertel, die betaling word hier genoem, hier aan die begin, en aan die einde. En hy kom met hierdie mense, wat hy vroeg die oggend gaan huur het, kom ons sê, kom ons praat nou maar in die moderne idioom, kom ons sê, hy het hulle teen 8 uur in die werk, en hy gee hulle 'n penne. En omtrent bietjie later, kom ons sê hier teen 10 uur se kant, gaan hy weer uit, en hier sien hy weer mense staan, en hy sê vir hulle, maar hy sê nie vir hulle wat hy hulle gaan betaal nie, hy sê vir hulle, gaan werk in my wingerd, en dan sê hy net, wat reg is, sal ek julle gee. En dan die 6de en die 9de uur, nou moet die mens seker sê, dit begin nou hier na by 12 uur se kant kom, doen hy dieselfde, 12 uur en 1 uur, en hy kry nog mense daar, en hy sê, wat staan julle hier die hele dag ledig? En hulle antwoord, hulle is nie gehuur nie, ons ken dit, is nogal waar, as jy dink aan Heilbron, of ooralste ook hier op die rand, staan mense wat die hele dag staan, en hulle is maar net bly as jy hulle in diens neem vir daai bietjie tyd. En hy sê, wat reg is, vers 7, sal julle ontvang. Weereens, hy sê nie vir hulle hoeveel nie. En dan kort voor dat dit dan nou baie laat is, dat die dag afgesluit moet word, neem hy weer mense in diens. Hy sê vir hulle dieselfde, wat reg is, sal julle ontvang. Nou moet die betalerij plaasvind, en dis opvallend dat hy sê, roep die arbeiders en betaal hulle loon, en nou sê hy, begin by die laastes. Nie begin by die eerstes nie. Begin by die laastes. Aan die woorde, hierdie ouens wat hy hier 4 uur gaan hier het,
Hulle het seker nie verwag, hulle gaan 'n penning kry nie. Hulle het miskien verwag, hulle gaan maar 'n baie klein gedeelte, miskien 'n 5de of 'n 6de van 'n dagloon kry. En hulle sou maar daarmee tevrede gewees het, maar nou gaan dit ook daaroor dat die eerstes moet sien wat die laastes kry. Nou kry die laastes 'n volle dagloon. Nou kan jy net dink, nee, die laastes is natuurlik nou baie tevrede met dit wat hulle gekry het, en hulle loop. En as die eerstes dan nou aan die beurt kom, en hulle kry ook dieselfde bedrag, dan is hulle ongelukkig. Sê hulle, maar dit werk dan nie so nie. Ons moes meer gekry het. Ons het die hele dag in die warm son gewerk, ons moes meer geld gekry het. En dan kom die huisheer en hy sê vir hulle, ek het julle mos nie 'n onreg aangedoen nie. Ek het van die begin af gesê, ek gaan vir julle 'n penning gee, vir julle 'n penning gegee. Hy kan besluit, dis die punt. Hy kan besluit wie betaal hy wat. En dit is eintlik net 'n genade dat die laastes die volle dagloon gekry het. Uit die goedheid van sy hart het hy dit vir hulle gegee. Dit is so, hulle was nie geregtig daarop dat hulle die volle bedrag kry nie, maar dink nou bietjie mooi daaroor. Was die eerstes geregtig op werk? Want hulle het nie 'n wingerd nie. Hulle was dagloners. En hulle het gekry wat hulle toekom. Hy het in sy goedheid ook vir hulle gesorg. So dit gaan nie daaroor dat hulle dit verdien het wat hulle ontvang het nie. Elkeen in die situasie waar hy was, het eintlik maar genade gekry. Die wat eerste begin werk het, kan 'n mens sê, het daarom nog geweet, hulle het daarom 'n werk vir die dag, hulle gaan aan die einde van die dag iets hê, om huis toe te vat. Terwyl die wat heel laaste in die dag gehuur is, vir welke rede hulle eers so laat daar was, miskien, mens weet nie wat die rede sou wees nie, het die heel dag gewonder en was benou daaroor, sal hulle iets hê om vanaand huis toe te vat. Nou, die spesifieke konteks van hierdie gelykenis is dat die Joodse leiers het gedink dat hulle dien God hulle lewe lank en hulle is eintlik geregtig op meer. Hulle verdien eintlik om gered te word op grond van hoe goed hulle lewe en hoe reg hulle optree en hoe dat hulle God hulle lewe lank gedien het. En die Jode het ook gevoel dat hulle, wat die Jode is, wat God al vir generasies dien, behoort bevoordeel te word bo die heidene, die mense wat uit die heidense wêreld gekom het en tot bekering gekom het, hulle behoort eintlik meer te ontvang. Maar God se genade is vir alle mense genoeg. Dis soos daai penne, dis vir alle mense dieselfde, dis vir almal genoeg, dis vir almal voldoende. En nie een van ons het die reg om vir God te gaan sê, waarom begenadig u hierdie ene of daardie ene nie? Die probleem is, en dis nou waar ons kyk nou na die vraag, hoekom is dit vir ons as mense so moeilik om die evangelie, hierdie fundamentele waarheid van die evangelie te glo, dat ons redding is uit genade, ons verdien dit nie. Ons lewe in 'n wêreld waar alles werk met verdienste. As jy op skool is, dan word daar vir jou gesê, werk hard en jy ontvang die beloning vir harde werk. Die kinders wat deur die jaar hard gewerk het, so het ons groot geword in die skool, hulle is by die prysuitdeling. En hulle kry 'n sertifikaat of 'n boekprys of die een of ander beloning. Ons sê vir ons kinders en ons maak hulle groot, as jy hard werk, kan jy universiteit toe gaan, en dan gaan jy 'n graad kry, dan kan jy beter werk kry, kan jy beter inkomste hê. Wat sport aanbetref, is dit dieselfde. Ons sê, die spanne wat hard oefen,
hulle presteer en hulle kry die beker. So, die hele wêreld werk so, dat ons aanvaar, harde werk word beloon. Wie hard werk, kry meer. En 'n oomblik as ons kom by die koninkryk van God, want hierdie is 'n koninkryksgelykenis, Matteus 20 vers 1 tot 16, in die koninkryk, en nou gee ek vir julle 'n algemene reël wat jy altyd moet onthou. In die koninkryk van die hemele werk dinge altyd anderste om. Hier gaan dit nie oor harde werk, groter beloning nie. Hier gaan dit oor wat God doen, en wat God wil hê. So die hele wêreld werk met die idee van harde werk, groot beloning. Ons kan verstaan, en dis die ander deel, kom ons praat van die finansiële deel van die wêreld. As ek myself 'n deel van my dag, van my tyd verkoop aan iemand, dan kom ek met daardie persoon ooreen met my werkgewer, ek verkoop my tyd aan jou en jy betaal my X bedrag vir die tyd wat ek aan jou verkoop, wat ek in jou diens staan. Nou dink ons maar dit moet met God ook so werk. Here, ek dien u, dis X, ek verwag van u Y. En die koninkryk werk nie so nie. Die koninkryk sê, God doen wat vir ons redding nodig is. Ons doen nie. Ons verdien dit nie. Ons presteer dit nie. Ons het nie hier 'n ooreenkoms aangegaan met God nie. En ek dink jy kan klaar begin agterkom, jy kry so dowwe pyn hier in jou kop, en jy sê vir jouself, maar ek verstaan dit nie. Want niks in die wêreld werk so nie. Daar's niks in die wêreld wat, ek doen niks en ek kry iets kosbaar nie. Iemand kom sommer en gee net vir my die kosbaarste ding wat daar is nie. Dit werk net nie so nie. Almal weet dit werk nie so nie. Daar moet 'n vangskoot wees. En jy sien, dis waar ons vashak as mense, as dit kom by die woorde van Paulus in Galasiërs hoofstuk 2, hierdie wonderlike evangelie. Dan sê ons vir ons, dit kan net nie wees nie. Die ander probleem wat ons as mense het met die evangelie, want kyk, Paulus gaan dit, as ons dit net nou lees, baie eenvoudig sê, dat God regverdig ons op grond van geloof wat hy vir ons gee, wat hy deur sy gees in ons werk, deur die verkondiging van sy woord. Die ander probleem wat ons daarmee het, is ons sê, maar dit beteken ek het nie beheer nie. Dit beteken ek kan nie besluit nie. Dit beteken ek bestuur nie my lewe nie. Maar dit werk nie so nie, sal ons sê. Want in die daaglikse lewe is dit so, ek moet besluit te neem. Ek moet besluit, gaan ek hard werk? Gaan ek myself probeer in hierdie rigting kwalifiseer? Gaan ek vir hierdie persoon werk? En dit alles bepaal uiteindelik wat ek sal kan doen, wat ek gaan bereik, wat ek nie gaan bereik nie. So ek is in beheer, skynbaar is ek in beheer van my lewe, ja, totdat iets gebeur wat ek nie voorsien het nie, miskien iets soos 'n ongeluk, en ek kan vir 'n tyd lank nie werk nie, dan besef ons kwesbaarheid, en ons skrik, en dis vir baie mense dan 'n geweldige krisis, want hulle sê, maar waarvan het ek dan beheer? En dan kom ons agter, maar ons het eintlik van niks beheer nie. Ja, ons besluite met die genadebeskikking van God, bestuur hy so dat ons voordeel daarvan het, maar dis eintlik net die genade van God. Ons het maar net gedink dat ons beheer het, maar ons mense wil in beheer wees. Ons wil nie beheer afgee nie. En dis die ander probleem met die evangelie. Hier hoor jy, ek en jy het nie beheer van redding nie, ons hoor van 'n uitverkiesing, van 'n besluit van God, dis nie ons besluit wat ons red nie, en mense kom dood eenvoudig by die punt en sê, nee, ek hou nie van hierdie evangelie nie. En toe het mense ook gegaan en vir hulle 'n alternatiewe evangelie begin uitdink. En die alternatiewe evangelie klink so, jy red jouself met jou geloof.
Jy moet jou hart oopmaak. Jy moet besluit. En jy moet vir die Here kies. En dis nie eintlik die evangelie nie. Want die evangelie sê God het ons van voor die grondlegging van die wêreld af uitverkies in Christus. Dis Efesiërs hoofstuk 1. Met ander woorde, God het besluit. Jy het nie beheer nie. Jy sien, die koninkryk, sê ek weer eens, werk anderste as wat dit in die wêreld werk, en dit breek ons breine. Dit gaan teen ons sondige aard in. Ons sukkel daarmee. Ons hoor hier die evangelie. En ons sê, ja, ek glo dit, ek wil dit glo, ek aanvaar dit. Maar dan sê ek vir myself, maar dit werk nie so nie. Niks is verniet nie. Ek kan nie beheer afgee nie. Dit hang tog maar af van wat ek doen. Op 'n manier, ernstig moet ek inkom. Ek moet 'n bydrae maak. Dis vir mense baie makliker, en ek moet vir jou sê, as jy vir mense begin sê, kyk, as ek nou die kerk op Heilbron wil volmaak, weet ek presies hoe om dit te doen. Ek moet net vir mense begin sê, kyk, hier is 10 reëls wat julle moet hou. Hou die 10 reëls en julle kan julle self red. Mense is mal hieroor. Hulle is gek na so iets. Dit kan hulle verstaan. Want hulle kan iets daaraan gaan doen. As jy nou jouself die 10 gebooie vat, en jy begin vir mense sê, jy kan jouself help, jy kan jouself red, of selfs net, jy kan 'n bydrae maak, hoor die mense is gek daaroor. Hulle kom in skares na dit toe. Dit is wat jy sien gebeur, by van hierdie bewegings en groepe, wat godsdienstig is. Dis eintlik wat hulle aan mense verkondig. Jy het beheer, jy kan besluit, jy kan jou lewe bestuur, maar die oomblik as jy kom, met niks van dit geld nie, God besluit, jy het nie beheer nie, hy red jou soos hy wil, dan sê mense net, verstaan dit nie, ek kan nie dink dit werk so nie, niks werk so nie, nee, ek kan nie dit glo nie. So kyk bietjie mooi, wat glo jy? Wat aanvaar jy? Nou goed, die derde beswaar, wat mense het teen die evangelie, die ware evangelie, die evangelie wat sê, jy red nie jouself nie, is nie jou besluit nie, is God wat dit doen, is, mense sê, jy weet, nou koop jy iets oor, sien jy daar advertensie op die internet, maak nou nie saak, of het nou op Facebook is, of wat ook al, kom ons sê nou maar dis op Facebook, jy wil nog altyd so 'n ding gehad het, en jy sien maar, hier is hierdie ding, maar hy is heeltemal te goedkoop. En jy kom by jou maat en jy sê, kyk net hierso, ek wil nog altyd hierdie ding gehad het, en kyk hoe goedkoop is hy. Dan sê jou maat, ek is amper seker jou maat gaan vir jou sê, dis te goed om waar te wees, vergeet dit, dis 'n scam. Hulle wil jou vang, jy gaan jou geld verloor. Moenie hier betrokke raak, jy moenie eens bel nie. Hulle gaan jou besteel. En dit is, as jy vir mense sê, God sê, ek red jou, ek wil jou red, ek het jou uitverkies van voor die grondlegging van die wêreld af, jy het nie beheer nie, jy hoef nie iets te doen om jou te red nie, dan sê jou brein vir jou, wag 'n bietjie, dis te goed om waar te wees. Daar moet ernstig 'n vangskoot wees. Wat is die fynskrif van hierdie kontrak? Kyk, jy weet mos, as jy besigheid doen, dit wat bo geskryf staan, is nie so belangrik is, die verwysing onder aan die bladsy wat sê, jy moet na bladsy 365.BA nommer 53 toe gaan en gaan lees wat daar staan, want daar staan niks van wat daar bo in dik letters geskryf staan is waar nie, dit alles vervul as gevolg van hierdie klousule in daai wet, dit moet jy gaan lees het, dit moet jy raak gesien het. So nou dink ons, maar dis hoe dit werk. Die hele wêreld werk so, kontrakte werk so, ooreenkomste werk so. Nou hoor ek, daar is die evangelie wat sê, ek doen dit nie, God doen dit alles, ek maak nie 'n bydrae nie, te goed om waar te wees, wat is die fynskrif? So, in die koninkryk, ek sê weer eens, in die koninkryk van die hemele, werk dinge andersom. Dink aan daardie gelykenis van Matteus 20,
Almal het dieselfde bedrag gekry, almal het 'n penning gekry, en dit was die goeie reg van die man wat hulle gehuur het, om hulle net 'n penning te betaal. Maak nie saak hoe lank hulle vir hom gewerk het nie. Dit was sy besluit. Dit was nie op grond van die verdienste van die arbeiders nie, want jy sou tog moet sê, dat hulle wat in die oggend begin werk het baie langer gewerk, en waarskynlik harder gewerk as die wat eers 4:00 die middag begin werk het. Maar, dit gaan nie oor wat hulle gedoen het nie. Dis die punt. En dan, jy sien die ander probleem met die evangelie, spesifiek soos wat Paulus dit aan ons verkondig, in Galasiërs 2, wat ons nou gaan lees, is, as jy daarna kyk, ek sal hierdie toch maar as 'n saadkorrel artikel uitgee, as jy daarna gaan kyk, dan moet jy vir jouself sê, maar as God alles doen, dan beteken dit, ek kan niks vir myself doen nie, so wie is ek dan? Dit beteken, ek is nie in staat om iets vir myself te doen nie. Dit beteken, ek presteer nie. Dit beteken, ek moet swak wees. Dit beteken, ek is nie in beheer nie. Dit moet beteken, dat ek 'n sondaar is. Dit moet beteken, dat ek sleg is. Baie mense sien nie daarvoor kans nie. Hulle wil nie daar gaan nie. Hulle dink te veel van hulle self. Hulle dink hulle daarom al iets gepresteer, hulle daarom al iets bereik, hulle is daarom al iemand. Ook as dit kom by hulle geloof en hulle godsdienst. Hulle daarom al baie gedoen in diens van die Here, hulle daarom al baie geld gegee vir die Here, of bygedra tot die vooruitgang van die kerk. Nou moet hulle ewe skielik hoor, dit verdien niks nie. Dan sê hulle, maar ons hou nie van hierdie weergawe van die evangelie nie. Want dit beteken, ek kan niks doen nie. En uiteindelik gaan dit dus nie oor wie jy en ek is nie, in die ware evangelie nie, maar in die ware evangelie gaan dit oor wie God is. En al wat ons kan doen, is ons kan met dankbaarheid en liefde antwoord. En ja, dit beteken ek moet die harde werklikheid oor myself raak sien, en dit is dat ek is 'n swak sondaar wat niks vir myself kan doen nie, en dat my lewe is nie gebaseer op my prestasies en dit wat ek bereik het nie, maar my lewe spreek net van God se genade, en God is groot en ek is klein. Die evangelie van redding ontneem die mens dus sy selfvertroue, en dit word vervang met radikale gelykheid, in die sin van ons is almal net mense wat God se genade ontvang. Daar is nie goeie en slegter mense nie, en op grond van die feit dat hierdie een 'n beter mens is daardie een nie, het God hierdie ene uitgekies en daardie een nie uitgekies nie. Want dit is typies hoe mense wil hê die wêreld moet werk. Jy's beter, daarom sien God dit raak, en God besluit op jou, want jy's beter, hy hou meer van jou. Ek meen, wie sal nou nie van jou hou nie? God sal van jou hou, want jy's 'n beter mens, as daardie mens wat sleg lewe. So, wat glo jy? Ek wil dit vir jou heel aan die begin vra, en hoekom kan jy nie hierdie ware evangelie aanvaar nie? Ek dink jy begin verstaan, hoe dat jy beïnvloed word deur alles rondom jou, deur hoe die wêreld werk. En miskien het jy nog nooit ingesien hoe werk dinge in die koninkryk van God nie. En ek sê weer eens, in die koninkryk van God werk dinge presies anderste om as in die wêreld. In die wêreld, as jy gaan kyk na die saligsprekinge van ons Here Jesus Christus, en as hy net begin, en ek kan dit gou vir julle wys, dat julle kan bietjie meer daaroor gaan lees, en bietjie meer hierop ingaan. Ek wil julle ook aanmoedig om dit te doen, want dit is onmoontlik om in hierdie baie kort tydjie, wat ons het, julle alles te wys. Ek gee nou vir julle die agtergrond, sodat julle kan beter verstaan, wat Paulus vir ons sê, maar ek wil graag ook hê, jy moet die evangelie, die ware evangelie omhels. Ek wil seker maak, jy die ware evangelie weet, jy is nie op die een of ander manier besig, met hierdie prestasie gedrewe, ek in beheer van my lewe, type van evangelie, wat
baie algemeen is rondom ons nie. Gaan kyk 'n bietjie, hierdie is die fundamentpreek van die koninkryk van God. Dis die eerste preek wat ons het van die Here Jesus, dit word die bergpredikasie genoem. Nou, ek wil net dit vir jou wys, hoe dat die Here Jesus sê in die koninkryk van die hemele werk dinge anders as in die wêreld. Hy begin deur te sê, die inleiding van sy preek is, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Hoe kan dit wees? Uitermate gelukkig is die eenvoudige mense. Jy sal sê, maar eenvoudige mense is nie gelukkig nie. Die gesofistikeerde mense, die intelligente mense, die mense met die status, hulle is uitermate gelukkig. Nie die eenvoudiges nie, maar hoekom is hierdie eenvoudiges? Hoekom is hulle so uitermate gelukkig? Want dis wat salig Makarios beteken. Want hulle is eintlik koninkryksmense. Hulle het dit raak gesien dat die evangelie is genade. Hulle verdien dit nie. En hulle is dankbaar en bly oor hierdie genade. Salig is die wat arm van gees is. Salig is die wat treur. Vers 4. En julle sal sien, maar mense wat treur is nie uitermate gelukkig nie. Salig, uitermate gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Waarom treur hulle? Hulle treur oor die stikkend in hierdie wêreld, oor die sonde in hierdie wêreld. Maar God sê, ek sal hulle vertroos. Salig is die sagmoediges. Sagmoediges, die sagmoedige neelsie, byvoorbeeld. Mense, die wêreld sê, nee, wat jong, daar's nie 'n plek vir sagmoedige mense nie. Die harde mense, die wrede mense gaan op hulle trap. Jy sê vir jou seun, luister ou seun, jy moenie laat mense jou rondruk en pluk daar by die skool nie, want as dit eers begin is jy in die moeilikheid. Nie sagmoedigheid nie, slaan hom op die neus. Eerste een wat jou rondruk en pluk. Hier hoor ons, salig is die sagmoedige, salig is die wat nie hard is nie, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid. Hoe kan dit wees dat iemand wat honger en dors, wat soekend is, so soekend is na die geregtigheid, na die dieper dinge, want hulle sal versadig word. Sien julle elke keer in die koninkryk van die hemele werk het andersom. Salig is die barmhartiges, want hulle sal aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande dinge teen julle spreek om my ontwil. Jy sal sê, maar hoe kan ek uitermate gelukkig wees as al hierdie dinge met my gebeur? Maar jy verstaan dat dit gaan nie oor jou prestasies nie, dit gaan nie oor die handhawing van jouself nie. Dit gaan daaroor dat jy is 'n dienaar in die koninkryk van God, wat net genade ontvang en gelewe van genade. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele. En ek weet, hier is nou sprake van loon. Maar dit is nie 'n verdienste loon nie, dit is 'n genade loon. Dit is soos daar die Matteus 20 arbeiders. Was daar die mense wat later in die dag kom werk het, geregtig op daardie volle betaling? Nee. Was die eerste mense wat hy in diens geneem het, enigstens geregtig op iets? Nee, want hulle het niks gehad nie, hulle het werk gesoek. En hy het gekom en vir hulle werk gegee, hy het aan hulle genade bewys. En dis ons storie. Ons is geregtig op niks. Wat ons het en wat ons is in elk geval net 'n genade. Dis nie ons prestasie nie. Ons doen dit nie vir onsself nie. So die evangelie sê, omdat die ware evangelie, en jy moet dit onderskei van die valse en verwarrende evangelie, en dis hoekom ek vir jou vra, wat glo jy?
En nou gaan ons Galasiërs 2 lees. Wat glo jy? Glo jy dat jy gered is, suiwer op grond van die liefdevolle ontferming van God, en dat jy niks verdien nie, en dat jy geen bydra maak tot jou redding en jou saligheid nie, dat jy nie in beheer is van jou lewe nie, dat God jou gered het sonder dat jy dit verdien het, soveel as wat hy iemand van wie jy nie eers hou nie. Kom ons sê, die boemelaar op straat, die moordenaar aan die kruis, die rower aan die kruis, dat hy daai man red aan die einde van sy lewe. Verstaan jy dit? Dat dit is nie 'n prestasie gedrewe godsdiens nie. Dis nie jou besluit wat jou red nie. Dat geloof kan nie iets wees wat jy doen nie. Maar geloof is iets wat God in jou werk, God die Heilige Gees in jou werk, deurdat jy die woord hoor en dit glo. En ja, ek wil amper nou gesê het snap. Ek wil jy moet dit snap. Maar dit is nie net iets intellektueel nie. Dis om te sê, ek aanvaar dat die koninkryk waarvan ek deel is, werk op 'n ander manier as die res van die wêreld. En dis ook goed so. Ek is bly dit is so. Hierdie wêreld met sy manier van werk is nie so fantasties nie. Ons weet dat hierdie wêreld is 'n gebroke plek. Goed, nou kom Paulus, en nou het jy agtergrond. Want nou gaan ek vir jou sê wat vir jou so moeilik is. Wat vir baie mense so moeilik is om te aanvaar. Dis juist wat Paulus hier vir ons sê. Hy kom hier uit by baie basiese konsep. Regverdiging deur die geloof alleen. En ek dink aan daardie klassieke verse, wat eintlik 'n aanhaling is uit Habakuk, wat Luther se hart so geroer het. Ek het op 'n stadium toe ek daai ander stuk voorberei het, het ek gedink ek wou eintlik, miskien moet ek dit nog doen op 'n stadium, vir julle vertel van Martin Luther. Kyk, Martin Luther was vasgevang in hierdie ding. Presies hierdie ding waarvan ons praat. Hy was 'n Rooms-Katholiek, hy was nie net 'n priester nie, ons sal sê hy was 'n professor in teologie, en Martin Luther het dood eenvoudig nie aanvaar dat God 'n mens red sonder dat jy iets doen nie. So wanneer Martin Luther 'n sonde gedoen het, dan dis nou Martin Luther, die priester Martin Luther, die Rooms-Katholieke professor Martin Luther. En Martin Luther het 'n sonde gedoen. Dan het Martin Luther 'n gesel gevat en hy het homself gesit in gesel daarmee. Die nag deur. Het homself geslaan, sy vlees gekastei, want hy het gesê, maar op hierdie manier gaan ek myself nooit kan red nie, ek gaan nie in die hemel kan kom. Kyk wat het ek nou weer gedoen. En hy was vasgevang in dit. Hy was benoud oor God. God het hom bang gemaak. Hy was bevrees as hy aan God gedink het, want as hy na Martin Luther gekyk het, en dit het hy gehad, hy was eerlik oor homself, dan kyk hy na Martin Luther en sê hy, Martin Luther, jou ellendige sondaar, hoe gaan jy ooit gered word? Hy was bevrees. En hy het die Bybel begin lees, en dit mag vir jou vreemd klink, maar in daai tyd het hulle soveel ander goed gelees. Thomas van Aquinas was 'n groot Rooms-Katholieke teoloog van die skolastiek. Martin Luther sou vertroud gewees het met hom. Hulle het al die ander goed gelees, hulle het nie meer die Bybel gelees nie. Martin Luther begin die Bybel lees en hy lees Romeine hoofstuk 1 en hy lees, die regverdige sal deur die geloof leef. En hy besef, maar God sê hier, dat 'n mens wat glo, is gered, en is geregverdig, en geregverdig is 'n regsterm wat sê, jy het nie meer 'n probleem nie, jy gaan nie meer, want wat is die teenoorgestelde van regverdig wees? Jy gaan veroordeel word, jy gaan skuldig bevind word, jy gaan straf kry. En Martin Luther sê, maar, so dit gaan nie oor my prestasie nie, dit gaan oor geloof. Nou jy sien die nuwe weergawe van die evangelie,
om dit vir mense 'n lekker klink evangelie te maak, 'n evangelie wat inpas in die wêreld waarin hulle leef. Nou begin hulle sê vir mense, ja, maar jy moet glo. Geloof is die een ding wat jy moet doen. Daar's niks wat jy kan doen. Dis die waarheid. Die waarheid is iemand wat dood is. As ek, en ek het die beeld al gebruik, dus ek sê altyd vir die kinders in die katkesasie, jy weet, as jy vir my sê, ek moet glo om myself te red, dan wil ek jou na die lijkshuis toe vat, en ek wil dat hulle vir jou 'n kadaver op 'n tafel daar sit, en dan wil ek vir jou sê, preek vir daai kadaver, dat daai kadaver kan lewend word. Want dit is wie ek is, in my sonde. Ek is dood, sê die woord van die Here vir my, in my sonde. Ek is so dood soos daai mens, daai kadaver wat op daai tafel lê. Mors dood in my sonde. God kom en hy maak my lewend. Sê ek wat met my geloof myself red nie, is God wat die lewegewende geloof in my werk, dat ek Christus kan aanneem, dat ek kan leef, dat ek kom aanneem. Hy kom gee eers sy liefde aan my, kom ek gebruik nog 'n beeld. God kom en hy kom na my toe en hy vat my en hy slaan sy arms om my en hy druk my. En as ek daai liefde en daai warmte beleef en ervaar, dan steek ek my arms uit en ek neem hom ook aan. Maar dit het by hom begin, nie by my nie. En daarom weet ek dat mense moet eers daai liefde en daai warmte en daai omhelsing van God beleef. En hulle moet agterkom dat wanneer ons met hulle praat en ons kom met die evangelie na hulle toe, dan is dit God wat hulle omarm en hulle ervaar sy liefde en sy warmte en dan moet hulle arms uitsteek en daai aanneming van God is op grond van die geloof wat hy in jou hart gewerk het. En dis redding. So Paulus skryf, ons wat van nature Jode en die sondaars uit die heidene is nie. Onthou nou, die voorafgaande gedeelte het gegaan oor die ding wat Petrus en Barnabas saam met beïnvloed is in Antiochië deur mense wat daar gekom het en toe het hulle self begin eenkant hou en nie meer saam met die heidene aan tafel gegaan en geëet nie. Hulle self weer as hierdie wonderlike, fantastiese Jode begin gedra wat hulle moet hou by allerhande reëls. En toe kom hy mos daar en hy vermaan vir Petrus en Petrus het genadiglik ingesien, hy's verkeerd en hy daarmee gestop. Paulus was ook 'n Jood, nee, so daar is hierdie onderskeid gewees in die vroeë kerk en hierdie is almal dan nou dieselfde. Die mense wat van nature Jode is, wat 'n leeftyd al die woord van die Here het en die wet van die Here het, en die heidene, is dieselfde as die heidene. Die heidene wat bandeloos geleef het, nie die woord gehad het nie, hoe kan hulle almal dieselfde wees? Hulle kan toch nie almal dieselfde wees nie. Hulle het nou eers tot geloof gekom. Hulle begin nou eers om God te dien. Hierdie Jode dien God al vir generasies. Hulle het al voorgeslagte wat God gedien het. Daar moet toch 'n verskil wees. Almal kan toch nie oor dieselfde kam geskeer word nie. Ons wat van nature Jode en nie sondaars uit die heidene is nie. Almal is maar sondaars, nee. Terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie. Paulus sê, ons weet dit, dis 'n feit. Niemand word gered omdat hy so fantasties leef nie, omdat hy die wet onderhou nie, omdat hy volmaak is nie, omdat hy perfek is nie. Hoekom nie? Want daar was net een wat perfek was, en dit is Jesus Christus. En niemand kan perfek wees nie, net hy kon. En as jy nie perfek kan wees nie, kan jy jouself nie red nie. Kan jy nie eens 'n bydra tot jou redding maak nie. Maar alleen deur die geloof in Jesus Christus, selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof
en Christus, en nie uit die werke van die wet nie. So hoe kom redding? Redding kom deur die geloof. En geloof, moet ek nou dadelik vir julle sê, moet jy nou baie versigtig wees, jy kan nou baie maklik teruggaan. Dat jy vir jouself sê, ja maar, daar is iets wat ek moet doen, ek moet glo. Onmiddellik as jy weer terug by, ek hou daarvan. Dis hoe dit werk. 'n Mens moet iets doen om iets te kry. Dis wat God hier sê. Maar die oomblik as jy dit sê, as jy een ding vir jouself wil doen, dan moet jy alles vir jouself doen. Kom ek wys gou vir u. Dan kyk 'n bietjie wat skryf Paulus vir die Efesiërs. Kom ek wys gou vir u. Dat ons net gou kyk wat sê hy vir die Efesiërs. Daar sê, ekskuus, dis die verkeerde ene. Ekskuus, lyk my, ek is te vinnig vir hierdie rekenaar vanaand. Efesiërs, kyk nou net hier wat ek julle gou wys. Galasiërs, Efesiërs hoofstuk 1. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Soos hy ons in hom, dus in Christus, uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. God die Vader het ons in Christus uitverkies voor die skepping van die hele wêreld, om te lewe soos goeie en gehoorsame mense, en hy het dit gedoen voor die grondlegging van die wêreld. Het hy besluit, ons sal daai mense wees. Ons gaan hom dien, ons gaan heilig en sonder gebrek voor hom in liefde wees. Ons gaan geregverdig wees. Deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. En so kan ek aangaan die hele hoofstuk lang. So waar het dit begin? Waar het dit begin? Broer en suster, dit is toch nou nie 'n moeilike vraag wat ek vra nie. Kyk daar, wat staan daar? Daar staan voor die grondlegging van die wêreld. Waar was jy? Waar was ek? Het ons al bestaan? God het van ons geweet, hy het ons geken. Hy het geweet, hy gaan ons skep. Hy het ons daar uitverkies van voor die grondlegging van die wêreld af. Wat kon ek doen? Wat kon ek presteer? Met ander woorde, het ek myself gered met my geloof. Was dit onseker? Was dit onseker? As God my uitverkies het van voor die grondlegging van die wêreld. So jy sien, dit breek weer eens heeltemal my brein, maar dis nie hierdie evangelie, en ek kan dus ook nie Paulus in Galasiërs 2 so verstaan, dat ek myself red met my geloof nie. Maar dit is die geloof wat God aan my skenk. En as jy gaan kyk, en dis nou baie basiese skrif met skrif vergelyking wat ek doen, as jy dan nou gaan kyk, na Galasiërs hoofstuk 2, dan besef jy dit het al begin, Efesiërs hoofstuk 2, dan besef jy dit het al begin in hoofstuk 1. En nou luister wat sê Paulus hier. Hy sê, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade van die sonde, my beeld van die kadaver op die tafel. Ek was dood in my sonde, nie bietjie lewend nie, nie in staat om iets vir myself te doen nie. As jy dood is jy dood, jy haal nie asem nie. Daar's niks wat jy kan doen nie. Waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature, kinders van die toren net soos ook die ander. Hy sê, ons almal is sondaars, julle Jode,
net soos die heidene, almal sondaars dood in julle sonde. En dan kom die groot maar God, wat ryk is in barmhartigheid, God wat 'n liefdevolle God is. Onthou jy daai beeld wat ek sê, hy kom na ons toe en hy sit sy arms om ons, het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons weer sy dood was, deur die misdade lewend gemaak saam met Christus. Wie laat my opstaan van daardie tafel waarop ek leweloos lê, morsdood lê, geestelik morsdood? God doen dit. Hy gee die geloof aan my. Uit genade is julle gered. Uit genade beteken net een ding, jy maak nie 'n bydrae nie. Dis nie jy wat jouself red met jou geloof nie. En saam opgewek, soos wat Christus uit die dood uit opgewek is, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeue wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. En as jy dink, wel, Paulus het die punt gemaak, is tydelik wat hy bedoel, maar hy los het nog nie. Hy gaan nog 'n bietjie aan en hy sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof. Sien, hier is hy dalk 'n bietjie duideliker wat hy daarmee bedoel. Uit genade gered beteken, God het sy liefde aan julle bewys deur die geloof. Dit het begin by die liefde van God. Nie by my en jou fantastiese geloof nie, by die een of ander ietsie wat ek en jy vir onsself gepresteer of gedoen het nie. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is nie moeilik om te verstaan nie. Dit staan hier geskryf, die probleem is dalk jy wil dit nie sien nie. Dit is die gawe van God, dit is die geskenk van God, hy gee dit vir jou, hier is hierdie kosbare ding, hier is dit. Natuurlik gee God sy liefde, hy slaan sy arms om mense, en daar is mense wat dit net nie aanneem, wat dit verwerp, wat hom wegdruk. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Is nie jou werk nie, is nie my werk nie, is nie ons prestasie nie. Hou op met hierdie valse evangelie. Wat mense van nou, ek sê, jy gaan mal wees daaroor. Jy gaan dit dadelik wil omhels, want dit klink so reg, het pas so in jou lewens- en wêreldbeskouing in. Werk hard, kry iets. Glo hard, jou prestasie, en jy kry iets, jy kry die hemel. Jy glo jouself tot in die hemel. As jy sê, gekwalifiseer, my geloof is die gawe van God, en deur hierdie gawe van God regverdig hy my, is dit alles wat God doen, nie wat ek doen nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. So ek dink, as jy baie basiese skrif met skrif vergelyking doen, dan kan 'n mens mooi sien, hoe Paulus die verband bedoel, want daar moet toch ooreenstemming wees tussen dit wat Paulus in Efesiërs hoofstuk 1 en 2 skryf, en dit wat hy in Galasiërs hoofstuk 2 skryf. Nee, daar moet toch 'n baie basiese verband wees. Hy kan toch nou nie iets anders te sê as wat hy in Efesiërs gesê het nie. Moet ons net gou weer ons regte teks kry. Goed, so hy sê, en nou het julle die agtergrond, ek dink julle kan dit nou heeltemal sien, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus. Hy gaan nie nou hierin op waar kom die geloof vandaan nie, dis in Efesiërs. Ons weet waar kom het vandaan. En nie uit die werke van die wet nie. En na die tyd, as God my 'n gelowige gemaak het, dan is dit nog steeds nie ek wat 'n prestasie of 'n bydrae lewer tot my redding nie.
ek sê dit altyd op hierdie baie eenvoudige en vergeef, maar baie simplistiese manier. Enige iets wat vir jou klink na Christus plus my geloof, Christus plus my kerklidmaatskap, Christus plus my bydra, Christus plus my gehoorsaamheid, Christus plus is vals. Dis dwaalleer. Dis nie die ware evangelie nie. En jy gaan jouself dikwels uitvang dat dit is hoe jy dink. Want die wêreld werk so. Jy moet iets presteer. En nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie, want ons kan nie volmaak wees nie. Net Christus was volmaak. Maar as ons wat streef om in Christus geregverdig te word, self ook sondaars bevind is Christus dan 'n dienaar van die sonde. Daarmee begin ons oorgaan na 'n volgende gedeelte toe, en ek gaan dit los vir volgende week, so 'n bietjie uit tyd uit geloop. Hierdie is 'n moeilike gedeelte wat kom nou, en die mens moet eintlik agterkom, hier is 'n argument hier agter wat Paulus aanspreek, so ons moet eers duidelikheid kry oor wat was daardie argument. Goed, so dit was vanaand baie basies, dit het net gegaan oor die ware evangelie en die ander weergawes van die evangelie, oor wat is die evangelie van die koninkryk en hoe werk dinge in die koninkryk en hoekom is dit vir my so moeilik om hierdie evangelie net so te aanvaar, want dit klink net te goed om waar te wees. Kom ons kry enkele vrae of opmerkings van julle kant af, as daar miskien iets is. Enige iets van enige iemand se kant af, ek hoop dit was duidelik. Ek wil vir julle baie dankie sê dat julle ingeskakel het. Ek weet daar's 'n paar mense, ek sien Anje, wil julle ietsie sê? Sit nog julle mikrofoon. Ek hoor julle nie nou nie, dat ek net gou kyk hierso. Dit kan dalk 'n probleem aan my kant wees met die luidspreker. Ek weet nie of julle praat nie, miskien kan julle net weer probeer. Ja nee, ek sien aan my kant hoor ek nou ongelukkig nie. Ekskuus julle, ek sien dat ek moet nou eers weer kyk, ek dink by Wat kan jy my dalk nou hoor? Ons kyk weer, probeer weer. Kan jy my dalk nou hoor? Anja, ek hoor jou baie sag, ek het gekyk of ek dit harder kan kry. Ja, ekskuus, ek gebruik 'n laptop vanaand, so dit is baie swakker kwaliteit. Ja, ekskuus, ek hoor jou nou glad nie. Hier is nou, ek het nou nie hierdie goed getoets. Ek het dit nou nie getoets vroeër nie, nou kan ek jou nie hoor nie. So ek sal nou nie jou vraag kan antwoord nie. Probeer net gou weer toch vir 'n laaste keer. Jy kan probeer my dalk nou hoor. Ja, hoor ek jou nou. Ek het die luidsprekers uitgeprop. Daar's hy. Ek dink miskien kan die fout aan my kant ook wees. Ek gebruik die laptop, so sy kwaliteit so baie swak is. Goed. Ja, dit laat my baie dink dat 'n mens nie jouself moet sien as 'n gelowige het 'n plig om sy geloof te verbeter, maar jou Christelike geloof is nie 'n selfverbeteringsprojek. Dit is 'n radikale oorgawe aan Christus se genade. Absoluut. Ek dink ons het 'n plig om onsself te verbeter, maar dit sal kom natuurlik uit ons dankbaarheidswerke uit, wat ons ook van oortuig word deur die Heilige Gees dat ons gered is, en dan as mens die perspektief daarvan verander, dan besef jy waar dit in en dat jy nie as 'n gelowige enigstens iets kan doen nie. Dit laat my terugdink baie aan skool daar. Ek is gekonfronteer met die stelling van dat 'n mens moet glo en dat dit 'n werk van jouself is om dit te doen. En ek dink ek het so sensitief geword vir dit dat ek amper allergies is vir enige iets
wat sê dat jy iets moet doen. En dit plaas mens nogal moeilik. Ek sê nie dat 'n mens dan nie die wet moet onderhou nie, maar dit laat 'n mens partykeer wonder dat jou goeie werke wat jy moet doen, moet so gefokus wees op dankbaarheid, dat jy nie enigsins moet oorhel na die ander kant toe nie. Ja. Ja. En dis moeilik. So van tyd tot tyd, hierdie Bybelstudie was nou weer vir my ook self persoonlike toets, dan gaan ek deur my eie lewe want 'n mens vang jouself maklik uit dat jy dink, ag, ek is daarom so bietjie beter, ek doen meer as wat ander doen. En mense is geskok as jy dit by jou agterkom, dan dat dit nou maar weer by jou ingeslyp. En ek dink dit is omdat alles in die wêreld werk maar met hierdie prestasie gedrewe opset. En ongelukkig die meeste wat verkondig word vandag, meer as 90% wat verkondig word vandag, is dat geloof is deel van, dis Jesus plus geloof. Jesus plus jou geloof. Nie soos wat ek nou vir julle probeer wys het uit Efesiërs, geloof is wat God doen nie. Geloof is die gawe van God. Ek sê baie keer vir die kinders, ek sê, tel julle hande op, tel hulle hande op, en sê ek, waar het jy daai 2 hande gekry? En dan sê hulle gewoonlik, dit kom van God af, God het vir my die 2 hande gegee. Dan sê ek, ja, en hy het vir jou 2 geloofshande van kennis en vertroue ook gegee. Net soos hierdie 2 hande, wat hy vir jou geskep het, en wat hy vir jou gegee het, natuurlik deur jou ouers, kom van hom af. Net so moet jy onthou dat jou geloofshande waarmee jy Jesus Christus omhels en aanneem, kom van God af. Is nie ons nie. Ons was dood in ons sonde. Ja, en is dit nie ook, help my asseblief, watter van ons belydenisskrifte teken dit so mooi, deur te sê dat ons goeie werke is eintlik vir ons 'n motivering van ons geloof. Dit is 'n teken van ons geloof. Ja. Is dit in ons katekismes? Beide die Heidelbergse katekismes en die Dordtse leerreëls doen dit. En ek dink ons lees die Dordtse leerreëls te min. Ja, dit is ook nogal vir my 'n fokusperspektief verskil. Verstaan waar ons goeie werke dan nou mooi inpas. Ja, die Heidelbergse katekismes is die 3de gedeelte hiervan Sondag 32 af, wat handel oor ons dankbaarheidslewe. Ja. So gaan lees dit. Dit is maar net 'n opmerking. Ja, nee, baie dankie. Baie dankie aan julle almal wat ingeskakel het. Anja, baie dankie vir julle deelname. Dankie aan julle almal vir julle almal se deelname. Ons sal volgende week weer aangaan. Ek weet die baie hulpbroners kon nou vanaand nie inskakel nie. Ek dink hulle het sy probleme. Ons het 'n kragprobleem daar op die dorp. Ek wil vra dat ons kan afsluit en dat julle saam met my sal bid en dat ons so sal afsluit. Ons Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie vir u liefde en u genade. Dankie dat u ons maak wat ons is, dat u ons red en dat u aan ons die 2 hande van geloof gegee het van kennis, dat u self aan ons openbaar, dat u ons inlei in hierdie kennis van wie u is, dat u op grond van hierdie kennis ook vir ons vertroue leer, en dat ons grond van hierdie kennis en vertroue weet ons, dit is wat geloof is. Dit kom van u af. Alles is altyd u werk en u genade in ons lewe. Dankie dat u ons red deur ons Here Jesus Christus, dat u ons lief het in hom, en dat ons dan met die geloofshande wat u vir ons gee, hom kan omhels en aanneem. Mag dit wees dat dit waar is van elkeen wat vanaand na hierdie Bybelstudie of in die toekoms daarvan gebruik maak, dat hulle werklik ons enigste verlosser en ons redder sal aanneem. En ons vra dit van u in u seun se naam. Amen. Goed julle, baie dankie dat julle ingeskakel het. Dankie Nico en Helena. Dit was wonderlik dat julle ook weer hier was. En 'n mooi aand vir julle almal. Goed gaan by julle.